Ek is bly vir elkeen wat vanmôre in die huis van die Here is. Bly vir u wat die moeite gedoen het om hier te wees. Dan die eind vanmôre is ons baie bly dat jy saam met ons in die huis van die Here is. Mag die goeie Here jou seën daar waar jy sit. Ou furniture, is het draai geloop en vanmôre is hy weer saam met ons. Tina, ou furniture in die kerk. En na my ou vriend se dood, hy het in die band gespeel. Groot gitaarman, bly dat jy vanmôre saam met ons. Annelies, jy wat saam met daar gekom het, bly dat julle in die huis van die Here is. Leonie en Martin. Sommige Leonie is eintlik Lelani, maar daar so lank klas gesien, bly julle saam met ons in die huis van die Here. Hugo, bly jy het vir ons kom kuier vanmôre. En ek bid dat die Here binne in jou hart gaan inkruip en dat jy nooit weer die weg sal bly nie. Tannie Annetjie daar agter, bly dat jy saam met ons vanmôre in die huis van die Here is. Mag die goeie Here julle seën. Die plek waar ek u staan vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. Elke keer wanneer die Here met Josua en Moses gepraat het, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig. Daar waar God is heilig. So as jy dink ek het my skoene vergeet, ek het dit met 'n rede uitgetrek. U is vanmôre op 'n baie gevaarlike plek. Ek staan vanmôre agter hierdie kansel op 'n baie gevaarlike plek. En ek besef vanmôre my tekortkoming om te kan sê ek staan tussen God en die mens. Eintlik is ek bevrees in my gees om vanmôre te kan sê, so sê die Here. Elke gedagte wat ek het, elke woord wat ek spreek, word in die hemel vanmôre opgeteken deur 'n engel. En wanneer ek eendag voor God staan, gaan ek rekenskap gee wat ek vanmôre vir julle gesê het. Maar weet julle wat, jy gaan ook rekenskap gee eendag vir of jy vanmôre geluister het of nie, want ek het vir jou 'n woord van die Here. Ek wil hê julle moet vir my bid, dat die Gees van die Here sal werk soos hy wil, dat ek wil nie gesien word nie. Ek bid dat die Here vanmôre deur my sal werk deur sy Heilige Gees, Here. Ek wil bid dat U my sal help vanmôre, Here. Ek wil bid dat die gemeente die stem van die Heilige Gees sal hoor en nie my stem nie. En dit wat ek vanmôre sê, dat U dit sal sê, omdat dit die woord van die Here is. Ek besef vanmôre waar ek staan en wie ek is 'n feilbare mens, nie waardig nie, Here. Maar ek bid dat U my sal help vanmôre in die naam van Jesus. Die 10de Junie of die 11de Junie, die nag 11:00 het die Here my wakker gemaak en vir my gesê ek moet Deuteronomium 6 lees. Die wet is vir die Jode. En dis hoe ek dit glo. Ons is sondaars wat gered is uit genade. Ek het geen verantwoording teenoor die wet nie, want dan word ek gejudge volgens die wet. En toe die Here vir my wakker maak en my laat opstaan en vir my sê, lees Deuteronomium 6, sê ek, Here, ek weet nie wat wil U vir my probeer sê nie, maar ek sal gehoorsaam wees en dit lees. En ek wil dit vanmôre vir jou lees. Onthou ek het 'n paar Sondag of 2 terug gesê, Job sê, God was in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Gaan hy by my verby, dan merk ek hom nie op nie. Jakob is in die woestyn en hy lê op die rotsagtige plekke en hy word wakker die volgende môre en hy sê, God was in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie.
En ek bid vanmôre dat die Gees van God, wanneer hy by jou verbyskuiwe, dat jy hom sal ervaar, a soft breeze of the Spirit of God. Wanneer hy by jou verby beweeg, dat jy sal sense, hy is by my. Ek wens ek kan agter hierdie plek stil staan. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Het julle geweet, kinders van die Here, ons is besig om oor te trek na 'n ander land toe? In hierdie lewe prepare ek vir dit wat voor lê. Dit wat ek hier lewe, dit wat ek hier doen, is die preparation vir dit wat God vir my voorberei het. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, moet nooit hierdie plek mis nie, want God het hom reeds vir jou voorberei. Don't ever miss that place. Dat jy die Here jou God kan vrees. Hierdie vrees beteken respek. En weet jy wat, ons as Christene, ons as kinders van God het ons respek vir die Here verloor. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig dat dit met jou goed kan gaan en dat die Here jou kan vermenigvuldig soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het in 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, en hier kom die woord wat die Here vir my gegee het. Die Here ons God is 'n enige God. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy sê nie met Here lief hê met jou hart. Met jou hele hart, dit staan in die Bybel. Met jou hele siel en met al jou krag moet jy God lief hê. En op daai stadium toe die Here my die boodskap gee, toe praat die Here met my persoonlik, Boet Snyman, en met die eertydse bandleader Willem. En die Here sê vir my, jy moet kyk na jouself, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, met jou hele hart en met jou hele verstand, en jy moet seker maak dat daar niks tussen jou en God is nie. Jy moet hom lief hê met alles wat jy het. En ek bel vir Willem, ek sê van Willem, ek het vir jou 'n woord van God. En hy kom nie. En ek het hom 'n paar keer genek en getrek, en hy het nie gekom nie. Want jy sien, kind van die Here, wanneer daar sekere dinge in jou lewe is wat jy nie bereid is om af te lê nie, you got a problem. Ons is besig met baie rubbish in ons lewe, of dit nou sport is, en of dit, ek gee nie om wat dit is nie, daar sekere dinge in ons lewe wat ons sukkel om af te lê. En wanneer ek sukkel met hierdie goed, wanneer ek dit koester, onthou julle die preek van die pinkvarkies, wanneer ek sukkel met hierdie klein potbelletjie wat ek so lief het en koester en beskerm en bewaar, dan wil ek nie doen wat God se woord vir my sê om te doen nie. En ek droom 2 drome van hom. En ek skryf dit vir hom op 'n brief en ek sê vir hom, dit is wat die Here vir jou sê. En hy het dit geïgnoreer. Ons gaan nou verder praat oor hierdie ding. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, kind van die Here, luister vir my. Hierdie woorde wat ek vandag vir jou beveel, sê die Here, moet in jou hart wees. Nie in jou kop nie. Hoekom die hart? Die Bybel sê, dit is waar die oorspronge van die lewe is. Jy moet dit jou kinders inskerp en daarvoor
daaroor spreek as jy in jou huis sit en op jou pad is en as jy gaan lê en as jy gaan opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en jy moet dit op jou voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Ek wil hê dat jy vanmôre die seriousness van hierdie skrifgedeelte sal lees. Ek sal nogal daarvan hou as julle julle Bybel saambring as ons preek. Ek wil hê jy moet sien wat God vir jou sê. Voor verlede Dinsdag nag 11:00 maak die Here my wakker. En die Here gee my woord en hy sê, gaan sê vir die volk, gaan remind die volk dat julle 'n liefdesverhouding met Christus. Jy sê, Boeta, ek weet dit. Ons het ons baie gepraat oor die relationship en die fellowship. Ons het almal wat hierso is, het 'n relationship met God, of met Christus. Maar nie almal van ons fellowship nie. Ek ken vir Hugo, hy kom daar by die gym, kom kuier hy vir sy dogter, en ek het hom leer ken. Ons het 'n relationship gevorm, en ek is bly jy's vanmôre hierso. Maar ons fellowship nie, want ons kom nie by mekaar nie. Ek weet wie hy is, maar ek ken hom nie. En weet jy, kind van die Here, baie van ons het hierdie ding van, ons ken die Here, maar ons fellowship nie met hom nie. Ek wil vir u lees wat die Here vir my gegee het. Ek gaan vanmôre 'n paar skrif lees, julle moet beer saam met my. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Jy ken Jeremia 1 vers 5, voor jy in jou moederskoot was, het ek jou gevorm en ek het jou geordyn en ek het jou geroep. Maar op 'n baie jong ouderdom roep die Here vir Jeremia, toe hy 14 jaar oud was. En die Here gee hom die verskriklikste opdrag om vir die volk te gaan sê. As jy kyk na die geskiedenis van Jeremia, was hy verskriklik lief vir die volk. Verskriklik lief. Hy het 'n verskriklike liefde vir die volk gehad. Onthou ek het ander dag vir jou gesê, dat ek het hierdie gemeente lief, bo alles behalwe die Here. En wanneer daar woord kom soos vanoggend of baie ander kere, dan is dit hard en dis moeilik. Maar omdat God my geroep het, moet ek vir jou sê, wat sê die Here? Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het, hoor julle die woorde van hierdie verbond, en spreek die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem, en sê vir hulle, so spreek die Here, die God van Israel. Vervloek is die man wat nie luister na die woorde van hierdie verbond wat ek julle vaders beveel het nie. Op slag is jy spyt uit kerk toe gekom. Maar ek het vir jou woord uit die hart van God. Ek het vanmôre die vrymoedigheid om te sê, so sê die Here. En as ek dit sê, weet ek, sal ek voor God staan en hy sal vir my sê, wat het jy gesê? Luister na die woorde van hierdie verbond wat ek julle vaders beveel het. Luister na my stem en doen die woorde net soos ek julle beveel het. Net soos ek julle beveel het. Ek wil hê julle moet die woorde onthou. Ek gaan nou vir julle goed wat ek die afgelope ruk gepreek het, net vinnig uit elkeen 'n quote. Dan sal julle vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. En die Here het vir my gesê, roep al hierdie woorde uit in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem. Hoor die woorde van hierdie verbond en doen dit. God sê vanmôre vir jou, luister na die woorde van my boek en doen dit. Onthou julle ons het daaroor gepraat?
Want ek het julle vaders uitdruklik gewaarsku. Ons sit elke Sondagmôre onder die geklank van God se woord en ons word uitdruklik gewaarsku dat ons moet nie teen die woord van God gaan nie. But you know what? We don't listen. En vanmôre sê die Here, jy moet jou act reg kry, jy moet kies, as God God is, dien hom, en as Baal God is, gaan dien hom and take the consequences. Hoor hierdie woorde van die verbond en doen dit, want ek het julle vaders uitdruklik gewaarsku op die dag toe hulle uit Egipteland uit opgetrek tot vandag toe. Luister na my stem, nogtans het hulle nie geluister nie. Daar is seker niks so hardkoppig soos 'n mens nie. Ons het ons mind opgemaak wat ek wil doen en hoe ek vir God wil lewe. Kom ek jou sê, broer en suster, dit tel geen punte by God nie. Jy moet doen wat die woord sê or pay the consequences. Jy sê, jy staan nou lekker met jou groot bek af voor. Kom ek jou sê, hierdie boodskap lê al 2 weke in my hart en ek het voor God gelê oor hierdie goed. Maar vanmôre moet ek dit vir jou sê, omdat God gesê het, ek moet dit vir julle sê. Nogtans het hulle nie geluister en geen gehoor gee nie, en hulle het gewandel elkeen in die verharding van sy bose hart. Jy weet vanmôre of jy 'n verharde hart het. Jy weet vanmôre of jy nie kan vergewe nie. Jy weet vanmôre of jy wil ophou met waarmee jy besig is wat nie van God is. Jy weet dit. En jy volhard in hierdie dinge van jou bose hart. God sê vanmôre, jy moet dit stop. Daarom het ek oor hulle gebring al die woorde van hierdie verbond wat ek beveel het om te doen, maar wat hulle nie gedoen het nie. Verder het die Here vir my gesê, daar is 'n sameswering ontdek onder die manne van Juda en onder die inwoners van Jerusalem. Ek gaan volgende week met julle praat oor Jeremia en oor sy klagtes. Hy het gesê, regverdig is U, o Here, dat ek met U sou twis. Het jy agtergekom ons baie keer met God wil twis en net 'n sekere ding wil uitsort? Sy probleem was, waarom is die weg van die goddelose voorspoedig en waarom lewe hulle rustig, almal wat ontrou bedrywe? Julle het ons hy vraag al gevra. Ek praat volgende Sondag daaroor. Daar was 'n sameswering ontdek onder die manne van Juda en onder die inwoners van Israel. Hulle het geweier om na die woorde van God te luister en agter afgode aangeloop het. Onmiddellik wil jy jouself regverdig en sê, Boeta, ek loop nie agter afgode aan nie. Ek het 'n surprise vir jou. Jou sport kan 'n afgod word. Jou TV kan 'n afgod word. Jou selfoon kan 'n afgod word. Alles wat jy bokant God plaas, is 'n afgod. Ons dink aan hierdie poppies toe ons in die tente gepreek het. In die plakkerkamp, dan kom jy in die Sangoma se tentjie en dan het hy 50 sulke uitgekapte, houtgekapte goeders. Dis sy afgod. En dis waaroor ons dink ons dien nie afgode nie. Alles wat tyd bo God vat. Weet julle wat, ons moet werk. En ons moet tyd aan mekaar spandeer en ons moet al hierdie dinge doen, maar God ken my hart. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hulle, waaruit hulle nie sal uitkom nie. Ek wil hê jy moet mooi luister vanmôre, kind van die Here, as jy 'n verharde hart het, sê God, ek gaan 'n onheil oor jou bring, waaruit jy nie kan uitkom nie. Dis die woord van die Here, is nie wat ek sê nie. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie luister nie.
en jy bid nie vir hierdie volk en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, want ek hoor nie in die tyd as hulle my aanroep vanweë hulle onheil nie. Ek moet vanmôre vir jou sê, so spreek die Here, die God van Israel. Onmiddellik ruk jou hare op in 'n perm en jy sê, Boeta, ons is nie Israel nie, ons spreek dit. Terwyl ek praat van Israel, elkeen van julle het so 'n klein dingetjie gekry vanmôre. Dit kom uit Israel uit. Ek weet nie of dit gesteentes is nie, ek het 'n lamp persent gekry en het vir my gesê, daai goed kom uit Israel uit, baie kosbaar. Ek het hom uitmekaar uitgehaal, sodat ek vir elkeen van julle vanmôre een kan gee, en ek wil hê met daai ou steentjie in die aand, as jy bid, wil ek hê met jy vir Israel bid. Onthou Israel in julle gebede. Ek moet vanmôre vir jou sê, so spreek die God van Israel. Ek wil jou 'n vraag vra en ek wil julle met my antwoord. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Moses, die God van Dawid, is hy dieselfde God as vandag? Hy het nooit verander nie, hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. By hom is daar geen skaduwee van omkeer nie. God bly God. Hy is die ek is. Die Here van die leerskare, God kan nie verander nie. Die symste van in die ewige verlede tot in die ewige toekoms is God dieselfde, ek is. As hy dan die God van Israel is, dan is hy ook my God. En dit is hom wie ek aanbid, en dit is sy verbond wat ek wil vashou, want hy sê jy moet hom lief hê bo alles, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis Ou Testament, maar God het nie verander nie. Dieselfde liefde, ek wil nie eers sê dieselfde liefde wat Israel, want Israel het agter afgode gehoreer. Hoe meer God gepraat het deur die profete, hoe meer het hulle agter die afgode aangeloop. En weet jy wat, kind van die Here, ek kan nie vir 'n oomblik hierdie dinge by my wegvat en sê, ek is nie so nie. Salomo, die man wat al die wysheid gehad het, die meeste wat was en die meeste wat sou wees, het agter afgode aangeloop, omdat hy 'n liefde gehad het vir iets. Daai liefde van hom het die liefde van God weggevat. Jy moet oppas waarvoor jy lief is vanmôre, want dit gaan jou lewe roon. En daarom moet ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, so sê die God van Israel. Wie wat sê hy? Vervloek is hulle wat nie luister na hierdie verbond nie. Watter groter en sterker woorde wat ek wil hê, waar God vir my sê, ek is vervloek. Jare terug, een van die ouderlingse vrouens, ek praat oor, daar's 'n skrif wat sê, vervloek is hy wat nalatig is om die Here te dien, vervloek is hy wat God beroof. Na die diens roep sy my, sy sê, jy het 'n vloek vanmôre op my uitgespreek. Ek sê, ek het nie. Maar miskien is jy skuldig aan die woord, dan is jy vervloek. Maar as jy doen wat God sê, is jy geseënd. Vervloek is hulle wat die woorde van hierdie verbond nie doen nie.
Jesus staan by sy disippels, en jy kan die geskiedenis gaan lees agter dit en voor dit, maar sy woorde is: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Onthou, hulle was Jode, hulle is onder die wet gewees. Wat is die grootste gebod onder die wet? En Jesus quoteer Moses se woorde. En Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê. Ek wil dit weer vir jou sê. Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Luister vanmôre na die woorde van die verbondkind van God. Jy moet God lief hê bo alles. God het nooit verander nie. Luister na my stem en doen hierdie woorde, net soos ek julle beveel het. Dan sal julle vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Roep hierdie woorde uit. Remind die volk van die verbond. Ek wil julle remind aan 'n paar preke wat ek gepreek het. Ek het nie almal gevat nie, is te veel. Ek het gepraat oor die verbond. Met ander woorde, God gee vir ons 'n beskrywing, 'n kopie in die woord van God, van pure conduct, wat ons leer hoe om te wandel en hom te please in alles wat ons doen. God het sekere dinge vasgestel deur sy woord, wat ons moet nastreef, hoe om op te tree deur reg en verkeerd te doen. Ons as kinders van God het 'n obligation teenoor die woord. En as ons teenstrydig met die woord is daar strafbare maatreëls. Verlede week of voorverlede week het ek vir u gesê, Churchill het gesê, it is a time for consequences. Matteus 22 vers 37. Jy moet die Here jou God lief hê. Weet jy wat, kind van die Here? Ons is die bruid van Christus. Ons gaan een van die dae met Christus trou. Jy sê, waar kom jy daaraan? In die Nuwe Jerusalem, en die een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaai, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sal jou die bruid toon. Dis mos ons, die vrou van die lam. Dis hoekom daar 'n bruilofsmaal gaan wees. En weet jy wat, kind van die Here, in hierdie lewe, you've got a choice, of jy wil deel wees van Christus en of jy nie wil wees nie. Die feit dat jy vanmôre hier is, sê vir my, jy wil wees. Maar weet julle, ons struggle. En daarom remind die woord van die Here ons vanmôre, dat ons die verbond moet hou. Ek het in 'n ander preek gesê, daar is 'n verskil wat jy verstaan in die woord van God. Ons weet wat sê die woord van die Here. Daar is 'n verskil wat jy verstaan en daar's 'n verskil wat jy bereid is om te aanvaar. Terwyl ek preek, dan sê jy, ek gaan dit nie doen nie. Is nou 'n verskil wat jy lees en wat jy bereid is om te doen. Om op 'n plek in ons lewe te kom waar dit vir ons ongemaklik is om te verander. Jy sien, ons is so verdiep in ons bose harte, aan die gewoontes wat ek beoefen, dat ek kan nie verander nie, of ek dink ek kan nie. En baie van ons is nie bereid om te verander nie. Ons wil ook nie ons behavior verander nie. Ek sukkel met dit.
Ek in Zets gister by die kerk en ek stop by die robot en daar staan 'n klomp karre en daar staan 'n ander insittende. Die robot is vir hom rooi. Die pyltjie is aan, ek begin stadig ry want hy moes nou groen word. Sal hy wragtig voor my inry? Nou daai V8 het baie krag. En voor ek my kry, toe ek voor hom. En toe ry ek stadig. En die engel wat langs my sit, wil die horrie skryf. Jy sien, kind van die Here, ek sukkel met my behavior. Maar wanneer ek 'n kind van God is, moet ek kyk na die verbond, ek met die Here, my God. Sy vra my gister, wat sê jy gedoen het as Jesus in die kar was? Ek het daar nie geantwoord nie. Die realiteit is, God se woord is waar en ons verstaan dit. Julle gaan dit nou onthou. Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, sal ek vergelyk aan 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het, en julle ken die storie, ons het daaroor gepraat. Ons het op 'n ander keer gesê, en die werke, dis deel van die verbond. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, losbandigheid, afgoderry. Nou sê jy, boet ek het nie beeldjies nie, ek vra wel, hoe lang kyk jy TV? Towery, vyandskap, twis, jaloesie, toornig, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserlye en dergelike dinge. Moenie dwaal nie, geen oreerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustige of sodomiete of diewe of gieraards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Dit is wat die verbond sê, kind van die Here. Ek het vir u gesê dat dis vreeslik in hierdie plek. Dis vreeslik in hierdie plek. God was in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Sien wat gebeur as die woord hard word. God is in hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. It is not difficult for a man to live the Christian life, somebody once said. It is sheer impossibility, a sheer impossibility that he is without Christ. Staan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Onthou ek het vir jou gesê, as jy die waarheid het, het jy die volle wapenrusting van God. Net kyk waar is my preek. Daarom sê die Here, ek het oor hulle al hierdie woorde van die verbond gebring. Ek wil hê jy moet by die huis, is te lank, is te veel, ek kan dit vir jou lees nie. Deuteronomium 28, jy sê boet is Ou Testament, dis die woord van God. God het nie verander nie. As hy dit vir hulle bedoel het, het hy dit vir die kind van God bedoel. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, geseënd sal jy wees, geseënd sal jy wees, geseënd sal jy wees, geseënd sal jy wees. Vers 15, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God nie, vervloek sal jy wees, vervloek sal jy wees, vervloek sal jy wees. Daar is 'n sameswering ontdek onder die manne van Juda. Nadat ek met Willem gepraat het, het hy my geïgnoreer. Hy het my vermy. En hoeveel keer ons probeer het om hierdie band reg te kry, dat hulle die Here sal dien, en dat hulle hierdie verbond sal onderhou, dat jy met die Here jou God lief hê, met bo alles wat jy het, was daar 'n sameswering gewees, en one by one,
het hulle weggebly. Jy sien, kind van die Here, wanneer daar 'n sameswering is, wanneer ons nie die verbond, wanneer ek my wy wil hê en nie God se wy nie, het ons 'n probleem. Daar's 'n song wat ons gesing het, I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should know. Though the road be steep enough, if He leads me, that's enough. Ek het vir julle die woorde gegee wat die Here op my hart gelê het. Nie almal het daarvan gehou nie, maar is fyn. Daarom ek bring onheil oor hulle waar hulle nie sal uitkom nie, hulle sal roep en ek sal nie na hulle luister nie. Hebreërs en ek maak klaar. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte so in verbittering soos in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het en die werke 40 jaar lank het hy my werke gesien. Daarom het ek vertoond geword op daardie geslag. Altyd dwaal hulle met hulle hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Sodat ek in my toorn gesweer het, dat sal my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, dat hy van die lewende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Vandag as jy my stem hoor, jy sê, Boeta, ek is skuldig, ek ook. Maar vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. God remind ons vanmôre deur die woord, hou die verbond. Jy sien, dit gaan nie net oor hierdie ding of daai ding nie, ons het 'n verbond met Jesus Christus. Hy is my verlosser, ons is die bruid en hy is die bruidegom. En soon and very soon gaan hy ons kom haal. As ek nie in daai verbond volhard het nie, kan ek nie hemel toe gaan nie. Kan ek nie deel wees van Christus nie. Ja, ons sloeg, ons kom short, ons word depressed, ons raak die trek baie keer heeltemal kwyt. Maar God remind jou vanmôre en sê, ek wil hê jy moet dink aan die verbond. Jy moet die Here jou God lief hê, bo alles, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. As iemand saam met my wil opstaan en sê, Here, ek repent vanmôre, ek is jammer. Ek is jammer dat ek hierdie verbond nie kan volhou nie, maar ek staan vanmôre voor U en ek sê, vergewe my, terwyl ek die kans het om dit te doen.